Goed, God's plan, God se plan. Almal sê God's plan. Verlede week, vir die wat nie hier was nie, het ek gepreek oor die tema die leeu en die lam. En ons tema vir hierdie jaar is die leeu en die lam. Amen. Ja, dankie vir 'n handeklap. Ek het uit die skrifgedeelte van Openbaring gelees, Openbaring 5, vers 5 tot 6, en toe bring ek 'n woord in Hebreëus wat sê hineni, almal sê hineni, dis nie hier heni nie, dis hineni. Hineni, en dit beteken hier is ek, Here. Dat hierdie jaar, wanneer ons begin en ons verder gaan en dit partykeer moeilik raak, ons kan sê hineni, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my. Kyk na die persoon links of regs van jou, kyk hulle in die oë, hierdie is 'n Hebreëse woord, so jy lees van daai kant van regs na links. Hineni, kyk na iemand in die oë en sê hineni. As jy wegkruip by die spieël, kan jy ook dit sê, hineni. God se plan. Kom ons lees Openbaring 5 vers 5 tot 6. Ek hoop julle bring julle Bybel saam, want julle moet my kan opcheck, né? So, hy says, then one of the 24 elders said to me, this is Johannes, stop weeping, look closely, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has overcome and conquered. He can open the scroll and break its 7 seals, want hy het geovercome en gekonker, daarom mag hy dit doen. And there between the throne with the 4 living creatures and among the elders, I saw a lamb, Christ, standing, die leeu en die lam, bearing scars and wounds as though it had been slain, with 7 horns, that means complete power, and with 7 eyes, complete knowledge, which are the 7 spirits of God. Daar's een gees en dis die Heilige Gees, maar dit gaan oor die volmaaktheid, die nommer 7, die volmaakte getal van God. En dis 'n hele preek op sy eie, ek gaan nie dit nou vir julle sê nie. But the 7 spirits of God who have been sent on duty into all the earth. So, laat ek jou vra, wat dink jy, what do you think of God's ultimate plan? Do you think this plan for humanity is about life? That means kids, a car, a life of its own, everything's happening, and you just have to do it? Is it a plan for just success in your life, that you can say, God bless me, I'm successful? Is it a plan for religion? Is it a plan about rules? What is this plan that God has revealed to us? Revelation 5 paints a dramatic scene. Let's see. A scroll sealed with 7 seals which no one can open. And this represents the fullness of God's plan for our history of redemption. Ek gaan vandag bietjie teach, is dit reg? So dan kan julle bietjie neerskryf as julle goeders wil onthou. See, no one in heaven was worthy to open it except Jesus the Lion who conquered and the Lamb who was slain. Niemand mag dit oopgemaak het nie. The passage in Revelation shows us that God's plan is revealed through Christ's victory on the cross. Because of that victory, this plan now calls us, we, you, jy, we, na, into relationship. And it's consistent with how God's plans always worked. He wants relationship. Hy wil verhouding hê. Dis waarom Jesus gekom het. En selfs het dit gewerk so met koning Dawid. Nou, hier is die hartklop. Dis oor Yada, almal sê Yada. Ek het al daaroor gepreek, that it means to know him intimately. Yada, and the second word is agape of agape. Almal sê agape. That means godly or perfect love. Gaan weer teruggaan, dis Yada, is mooi geskryf, nee, weer van regs na links, en agape lees jy normaal, dis Grieks van
Want van regs na links, die ander is van links na regs, meen ek. Agape. 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 So nou, hoe werk dit? Hoe bring ons hierdie goeders alles by mekaar in ons wat nou hier sit? Want hierdie is Ou Testament en Nuwe Testament saamgebring om te wys dat God met ons 'n verhouding wil hê. Maar dat verhouding werk ons van twee kante af. Het julle dit geweet? Dirk, kom gou, ek gaan jou gou gebruik. Ekskuus man. Ek het nou nie met jou gereël nie, maar gaan jou gou gebruik. Jy is nou die eerste en naaste ou wat 'n opening het, toe kon seker maar vir jou ook gebruik het. Ek sal volgende keer. Verhouding beteken nie dat ek sê, "Haas, toe gaan dit en dan gaan ons huis toe nie." Dis nie verhouding nie, dis kennis. Ek weet van Dirk. Ek weet nie wat Dirk doen by sy huis nie. Want ek ken hom net in die kerk en Haas, toe gaan dit, ag, jy's 'n oulike ou. Verhouding beteken ek begin moeite en tyd te maak om met hom tyd te spandeer en dan by hom te kuier om te gaan sien wat gaan in sy huis aan. Partykeer op die dag sonder dat hy weet dat hy goeders nie weggesteek kan word nie. Nie worry. Dit beteken ook om tyd saam te spandeer, om 'n rugby game te gaan kyk, om saam te bid, om by die kerk te kom, mense te bedien, om iewers te gaan koffie drink en oor nonsens en oor diep dinge ook te praat. Dis verhouding, is ek reg? Thanks. Jy kan nou maar gaan sit. Geef vir Dirk 'n lekker handeklap, hy het dit so goed gedoen. En daardie is 'n tipe verhouding wat ons eintlik met God ook moet kweek. In jou huis te aanbid, te gaan sit, met hom te praat. Here, ek is nou so kwaad. Here, ek is nou so bang. Here, ek is nou so kalm. Ek het altyd 'n gesegde gehad, so kalm soos 'n dagwalm. Ek het 'n paar keer vir mense hier gesê, dan kyk hulle my so snaaks, dink ek rook die dag gaan nie. Ek sê net dis kalm. So ek doen dit nie meer nie. But God's plan is revealed to us through Christ's victory, and in that it only speaks about verhouding. Jesus is both lion and lamb, strength and sacrifice. Krag en hy is die een wat geoffer is. Nou wat dit beteken om dit te kon regkry, om daai 7 seels oop te maak, was 'n proses. Daar was 'n paar dinge wat moes gebeur. Nommer 1, he needed to take on flesh. He needed to be born to us here on earth. Number 2, he needed to live in perfect obedience. Ons moet leef soos wat hy geleef het met sy Vader. Ons moet dieselfde doen. Dit beteken hou op lieg. Vra die waarheid. Ek wil nou iemand vir ietsie vra, dit is op die spot. Sê, het jy vanoggend al vir my gelieg? Moenie antwoord nie, dit is dalk nou 'n fight. But perfect obedience beteken ook wanneer die Here sê draai links en jy wil reguit ry, dan draai jy links. Al sê die GPS is die beste pad. Die as the lamb slain. He had to die on the cross. He had to rise in victory. The empty tomb. And then he had to ascend and reign. Dis wat hy moes doen om hy 7 seels oop te maak om God se plan aan ons te openbaar. Dis nie 'n 1, 2, 3 ding nie en ons speel dit baie af want ons dink nie die prosesse deur nie. Ons is so vinnig vandag, jy weet, as daar instant iets moet wees, is dit instant koffie of is 'n instant pie of is 'n instant pizza, maar God is nie instant nie. God het diepte. En hy wil hê ons moet diepte hê. En daarom hierdie jaar is my gebed dat ons sal nie net wees soos die vorige keer nie, maar wat ons was nie om aan instant vas te hou nie, maar eerder dat ons in 'n diepte ingeweef word, dat ons meer inligting van mense kry. Ek voel nie lekker nie. O, ag shame, ons gaan vir jou bid. Waarvoor voel jy nie lekker nie? Het jy griep? Is jy siek?
Man, mense irriteer my. Okay, so ons bid vir mense wat jou irriteer, maar as jy nie dalk ook irritasie nie. Wat gaan met ons aan in ons verhouding met die Here wat ons moet verander? En asseblief moenie hier sien as 'n slaanwoord nie, hier is 'n leerwoord dat ons verstaan wie ons eintlik is en wie ons liefhet. Priscilla Shirer sê, nou ek hoop julle kan dit sien. Hy sê, the scroll was sealed, but Christ broke it open. Victory is not abstract, it's relational. Arthur Burt sê die volgende, hy sê, his triumph opens the way for yada, that we may know him personally. Persoonlike kennis, intiem in diepte, 'n intieme verhouding, persoonlik en eksperimentele knowledge, om ons so te understand it, instead of the contrast just by asking him to understand him in an intellectual way. There's a deeper connotation of understanding God, in getting into where he is and wants us to be, and that is to understand him. Paulus skryf dit mooi in Filippense 3:10. Hy sê, I want to know Christ. Yes, to know the power of his resurrection and participation in his suffering, becoming like him in his death. Dit is verskriklike woorde, maar om te verstaan wat hy vir ons deurgemaak het. Ek is nou 18 jaar getroud. Dit voel nie so nie. Dit voel baie korter, dit voel soos gister. As ons nie 'n goeie verhouding gehad het nie, hierdie gevoel soos 55 jaar. En jy kan hoor, Charlene is nie hier nie, want ek kan dit sê. Maar ons verhouding is aanhoudend besig om te evolve. Hy het nog nie 'n versadigingspunt bereik nie, want daar's soveel meer wat ek leer van haar en sy van my. Want elke dag verander ons, want iets gebeur met ons en daar's 'n verandering in ons gedagte wat ons weer moet leer ken. And God is so big that we only understand a small part of him, but there's so much more for us to dive into. So wat is dit wat ek nou vandag gesê het tot nou toe? 1, God's plan for your life is not unlocked by your strength, but by Christ's victory. Not unlocked by your strength, but by Christ's victory. 2, when life seems sealed and confusing, remember, the Lamb has already triumphed. As dit begin moeilik raak. En dan 3, ene wat ons mee sukkel, trust his timing and his unfolding plan. Vertrou hom meer. Nou ek het gereël met 'n paar manne om vorentoe te kom om my te help. Kan julle gou vir my vorentoe kom asseblief? Nico, kom staan jy sommer hier by my. Julle onder gestaan hier onder. Dankie. Sê. Nice. So 3 aan die een kant, 4 aan die ander kant. Jy weet, jy moet nou nie hande oopmaak nie, net so vashou. Alright, so is julle reg, julle weet om vas te hou mekaar nie? Oorkruis, arms, yes, hou vas aan hande, moenie julle hande sê. Nico, jy gaan lyk asof jy in 'n kus lê. Arms, skouers op skouer. That's it. Nou, hierdie noem hulle 'n trustful. Ek het dit net vanoggend nou voor die diens gereël. Wat dit beteken is, hy gaan hierdie ouens so vertrou, dat hy net agteroor gaan val. So. Bring hom terug. Hulle speel nou met die man. Yes. Alright. Thanks, Nico. Staan weer. Julle moet die man nou mooi hanteer. Ja, hy moet weer van, want van julle gaan, nou gaan jy gaan, As hy? Sien, Nico begin dit nou te geniet. Hey, jy ben reg. Is jy reg? As jy my val as. Free fall. Sy, kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Dankie julle. Was daar van julle wat dit wou probeer? Jy het nou kans gehad. Sterk man hierdie gewees.
Dis hoe jy die Here vertrou, deur hom net terug te val en te weet hy gaan jou vang. So, die eerste punt was, God's plan is revealed through Christ's victory. Die tweede punt is, God's plan calls us into relationship. He calls us. Hy roep jou. Ek gaan tot 3 tel, dan sê jy jou naam hardop. 1, 2, 3. Hy roep jou. Jou woord moet wees, Hineni. Goed. Kom ons gaan aan, Johannes 15 vers 15 sê die volgende, hy sê, I do not call you servants any longer, for the servant does not know what the master is doing, but I have called you my friends, because I've revealed to you everything that I have heard from my Father. Jy is nie meer 'n diensknegt nie, want jy weet en ken die plan van die Here. Romeine 8 vers 15 tot 17, for you have not received a spirit of slavery. Hoor wat sê, a spirit of slavery leading again to fear of God's judgment. But you have received the spirit of adoption as sons, the spirit producing sonship, by which we joyfully cry, Abba, Father, Hineni. The Spirit Himself testifies and confirms together with the Spirit, assuring us that we believers are children of God. Jy's nie meer 'n pleb van hier jy nie. Jy is 'n kind van God. Vers 17 sê, and if we are His children, then we are His heirs also. Heirs of God and fellow heirs with Christ, sharing His spiritual blessing and inheritance, if indeed we share in His suffering, so that we also share in His glory. Alles wat syne is joune. Alles wat joune is syne. Hierdie is ons jaar dat ons dit gaan begin leef. As jy 'n kar het, jy het nie meer 'n kar nie, dit behoort aan die Here. En hanteer daai kar asof dit die Here se is wat jy gebruik. As jy 'n vrou het, jy het nie meer 'n vrou nie, jy het 'n vrou wat aan die Here behoort, hanteer die vrou asof dit aan die Here behoort. Vrouens, as jy 'n man het, jy het nie meer net 'n man nie, jy het 'n man wat aan die Here behoort. So, praat mooi met mekaar. As jy kwaad word, byt maar op jou tong. Maak. Mike Parsons said the scroll is not just about cosmic events. It's about relationship. Jesus opened the way for us to be children of God and not slaves. So, what does relationship mean? Relationship means intimacy. Yada, God wants to be known. Relationship means identity. Waarom dink jy word ons in hierdie tyd en dag so aangeval op ons identiteit? It means identity. We are sons and daughters, heirs with Christ. Jy's nie 'n lamp nie. Jy's nie 'n kat nie. Jy's nie 'n woefie nie, cute. Jy is 'n kind van die lewende God. That means that we have purpose. We are called to walk with Him daily. Micha 6 vers 8 sê, Ekskuus, het ek nie raak gedruk nie. Ekskuus. He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, except to be just and to love and to diligently practice kindness, compassion, and to walk humbly with your God, setting aside any overblown sense of importance or self-righteousness. Totaal afhanklik van die Here. Dis wat hy van ons verwag.
This is agape. God's covenant love drawing us closer. Jy weet, om God se liefde te ervaar is soos 'n kind wat leer om 'n fiets te ry. Jy gee nie vir 'n kind 'n fiets en jy het nie training wheels en so nie, daar's jy fiets, go. En jy gee nie vir hom hoed of jy sê go. En dan hy val sê, ja, ek het ook geval. Go. Dis nie wat jy doen nie. As 'n pa, dan gryp jy mos die saal vas. Is dit nie? En jy help ook bietjie om te bestuur, want daai ouetjie weet nog nie lekker om te beheer nie. En as hy begin beheer, dan hardloop jy nou maar saam met hom. Ek het al vir Jacques gesien by die kerk hardloop. Daar is 'n muur, draai. Jy ry mooi, kyk op. Ek help jou nie eens meer nie, wow. Mooi, jy gaan mooi. Mooi, draai, mooi. Dis hy vir hom, dit is hoe hy by jou in his presence is all around you. Dan agape, sy liefde, die unconditional love is wanneer jy 'n babatjie het en 2:00 die oggend word hy baba wakker en sê, ja, gaan slaap, ons sal môre jou later sien nie. Jy staan op. En jy gaan sissie baba, nie omdat hy dit ge-earn het nie. Want hy het geskree. God se plan is nie in 'n distansie of ver nie, is persoonlik. En vir elkeen van ons anders. Beth Midler het 'n liedjie gesing, ek weet nie of julle hom ken nie, God is watching us from a distance. Mooi liedjie, voel so my hoendervleis. Maar daai liedjie het geen betrekking op ons as kinders van God nie. God's not watching you from a distance, he's right here. Hy's hier. Die vraag wat jy jouself moet vra is, leef ek soos 'n kind van God of leef ek soos 'n diensknegt? Hoe leef jy? Gebind in vrees en onbewus van die toekoms? We have to cultivate prayer, worship and obedience as relational responses, not religious duties. We do this through the Holy Spirit. Heilige Gees is meer as net hoendervleis. Is 'n persoon wat jou lei en hy praat met jou en is hy wat vir jou sê, los daai koekie uit, is nie joune nie. Dis hy wat jou lei en sê, pas op, moenie in besigheid gaan met hierdie persoon nie, al het hy nou net vir jou 'n kontrak van 10 miljoen staan terug. Dis hy wat jou lei en die plan van die Here vir jou oopmaak. So wat is ons eerste punt? God's plan is revealed through Christ's victory. God's plan calls us into relationship. En dan die derde punt, my laaste punt, God's plan is consistent. It's like David's call. 1 Samuel 16 vers 7 en 13. But the Lord said to Samuel, do not look onto his appearance or the height of his stature, because I have rejected him. Hy praat hier van Eliab. As jy in Hebreëus gaan bewys soos Eliab. Because I've rejected him, for the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks onto the heart. Jy kan nie kom staan met 'n mooi masker, die Here sien jou. Hy wil hê jy moet die masker neer lê. Dan sê vers 13, then Samuel took the horn and of oil and anointed David in the presence of his brothers, and the Spirit of the Lord came mightily upon David from that day forward. And Samuel arose and went to Ramah. David was not chosen for outward strength, but for his heart. David was commended. Op 'n stadium is David hier besig en hier kom hierdie reus Goliat. Julle onthou vir Goliat, né? Wat die volke van God so uitgetard het. En hier kom klein David en hy sê vir hom, wie is jy om met my God so te praat, papa? Jy verstaan nie. Hierdie ons is bang vir jou, ek bang jou nie. Ek het 'n stok en ek het 'n staf. Ek het 'n staf en ek het 'n slingervel, papa. Ek het al 'n leeu doodgemaak. Wat het jy doodgemaak? Toe lag hy vir hom, toe sê jy kom na my toe met 'n stok en klippe, jy wil my slaan soos 'n hond. Dis nie, jy gaan bloei vandag, bel. En hy laat los daai klip.
Hy tref vir Goliat tussen die oë en hy val. En Dawid storm nader en hy vat die swaard en hy slaan sy kop af om te sê, dis wat God van jou dink. Hy gebruik die minste om jou te oorwin. Hy sal ons gebruik om hierdie nasie te lei. Terwyl hy besig was, het Saul hom ingetrek om 'n commander gemaak of 1,000 men. Hy het nog nie opleiding gehad daarin nie. Maar hy is klaar aangestel daarin. Die Here gaan van julle aanstel in, they call it offices, dat julle besig gaan wees om op 'n punt te kom, om te beweeg soos wat die Here julle wil hê moet beweeg, en julle gaan moet leer hoe om dit te doen. Daarom is ons aanhoudend besig om te sê, raak betrokke. Nie om ons getalle te jaag nie, maar om julle op te lei, dat julle weer ander kan oplei, soos julle kinders, soos julle eie mense in julle huis. Hierdie jaar jaag ons hierdie boekie na volgeling van die weg. 12 weke. Kry asseblief jou boekie daar by die inligtingstoonbank en word deel van ons gemeenteprojek om te beweeg vir 12 weke in 'n rigting. Ons het vandag klaar video's begin speel, indien jy nie 'n video gekry het nie, beteken dit ons het nie jou naam nie. Gee jou naam asseblief by die inligtingstoonbank in. Handelinge 13, vers 22. Then they asked for a king, and God gave them Saul, the son of Kish, a man of the tribe of Benjamin, for 40 years. Vers 22, and when he had removed him, he raised up David to be the king. Hoekom is Saul geremove? Want hy het begin om 'n eer vir homself te vat in plaas van God. It's about God's glory. You cannot take glory for what belongs to God. He remove you. And when he had removed him, he raised up David to be the king, of whom he testified and said, I have found in David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Sien vir David, hy sit in 'n veld, besig om te pring, dis 'n gitaar, eintlik sy harp, te speel. En hy's besig om te sing en die skape luister, want hulle was sy audience. Dis intimiteit, want hy sing aan die Here, maak hom groot. Wanneer laas het jy jou kar gery, en gesê, Here, ek wil 'n liedjie vir jou sing, maar dis my eie liedjie, en jy maak 'n liedjie op. Wanneer laas het jy dit gedoen? Het jy dit ooit gedoen? Weet jy hoe lekker is dit? Here, U is goed, U is groot, U ry 'n trok, maar U is by my, loof U naam, ek het dit gemaak, daar is niemand. Dis so ek begin kalm word het. As ek nou ry, dan begin ek met die Here te sing. Here, kyk na hierdie ou, hy lei jaks verby, loof U naam. Julle moet dit probeer. Hier weer 'n handjie wat opgaan om te verduidelik waartoe hy moet gaan. Dit gebeur nie meer nie. Ek is rustig. Ek sing dalk bietjie hoër as wat ek kan. Maar die Here is met my. Dit gaan oor die intimiteit. Om hom by alles in te trek. Party van ons voel partykeer, ja, maar weet jy, ek wou ook 'n leier of iets gewees en het voel vir my, I'm overlooked, I was unworthy. But God called you into relationship to bring you back into the fold. Some of you were hurt in other churches or with other people. Man, you also hurt people. Stop crying and come back to God and forgive and live where He wants you to be. Ek sê nie dis niks wat hulle gedoen het nie, dis verkeerd, maar kom oor jouself. Vergewe. Die Here sê, as jy nie vergewe nie, sal ek jou nie kan vergewe nie. Maak nie saak of daai 'n pastoor was nie. Kom uit jou eie gedagtes uit en kom in die gedagtes van die Here. Your heart matters more than your status. God's plan is not about position, it's about surrender. Will you surrender everything? It's not about being impressive. It's about being available. Sal jy vir iemand gaan bid? Here, daar's 'n pastoor, laat hy bid. His plan is consistent from David to Jesus to us. God has always desired yada, intimacy, and He has always desired agape love.
So is die einde. God's plan is not hidden. It's revealed through Jesus Christ. God's plan is not distant. It calls us into Yada to know Him intimately, to have relationship. God's plan is not cold. It is wrapped in agape, His covenant love that never fails. Die Here het nog nooit gefaal. And God's plan is not new. It's consistent with how He has always worked, from David to Jesus to us. The lion has triumphed. Hallelujah. The lamb has been slain. The scroll is opened. And the question is not whether God has a plan. The question is whether we will step out into it. Soos wat ons hier gelys het om te val. Sal jy hom vertrou om te draai en net agteroor te val. Want hy gaan jou vang. Soos wat Nico geval het. Toe Abraham geroep was, het hy gesê, nee, Here. Toe Moses geroep was, het hy gesê, nee, hier is ek, Here. Toe Jesaja geroep was, het hy gesê, nee, hier is ek. Wie sal ek stuur? Stuur my. En nou vra ons daai selfde vraag, in Yada en in agape, vra hy vir jou, sal ek jou ook kan stuur? Ek roep jou, sal jy sê, nee, Here, 2026 is u jaar. Ek weet ek gaan ook 'n goeie jaar hê, want u is in my, maar is u jaar. Hier is ek, Here. Nee. Lord, use me in your plan. Maak jou oor toe waar jy sit. Hierdie is nie net 'n uitnodiging omdat ek 'n uitnodiging wil gee nie. Hierdie is 'n vraag wat jy jouself moet vra, want jy het al soveel keer gesê, ja, ek gaan betrokke raak, ja, ek gaan iets doen, ja, ek gaan deel wees van iets, en iets het net elke keer gebeur nie, het nooit naby uitgekom nie. Die lewe het net te besig geraak, en dan het die kinders, en dan is dit die vrou, en dan is dit die diere, en dan is dit vakansie, maar hierdie jaar gaan anders te wees, ons gaan dit alles tweede stel, ons sê, Here, jy eerste. Voordat ek iets doen, gaan ek bid. I'm going to pray about everything. Lord, must I go? No, I'm not going. Even if you tempt me with food, I'm not going to be there. Here, moet ek hierdie gee? Nee, ek sal dit nie gee nie. Here, moet ek hierdie doen? Ja, ek sal dit doen. I'm going to take my lead from Jesus. I'm going to follow the plan. This is my time in Christ. Yada, verhouding, agape, sy liefde. En as daar mense is wat aan jou krap en jou irriteer, dan vergewe jy hulle en jy vra vir die Here, wat moet jy doen voordat jy kwaad word? Wat wil U moet ek doen? Nee, hier is ek. As dit jou roep is hierdie jaar, en jy weet of jy dit moet doen of nie, om my verhouding met hom reg te hê, wil ek jy met jy saam my staan. Hierdie is nie soos die vorige jare wat ek net iets gaan sê en dit nooit doen nie. Ek gaan daarby bly, ek gaan dit doen, ek gaan myself deur dit druk, al is dit moeilik, Here, nie, hier is ek. Hierdie is jou jaar, Here, saam met my. Soos wat jy staan, begin sommer met die Here te praat, sê, Here, wie moet ek vryspreek? Here, wie moet ek vergewe? Here, vir wie moet ek bid? Here, waar wil jy met betrokke raak? So nou waar jy staan, net so, begin net so te bid. Sê dit vir die Here, want Here, hier is ek, stuur my, gebruik my. Ek is hier, gebruik my in jou plan, ek wil mense bereik. Ek wil vir mense sê dat jy leef, omdat jy dit vir my gedoen het. Ek het nie gehad nie, jy het my gegee. Ek was op die grond, jy het my opgetel. Ek was siek, jy het my gesond gemaak. Ek was moeg, jy het my krag gegee. Here, meer van U, minder van my, wat wil jy hê moet ek doen?
Ebasono washele besan. Here het elkeen se gebed nou gehoor waar hulle gestaan het. Heilige Gees praat met hulle. In die naam van Jesus, lei hulle, sodat ons sal weet wat U sê ons moet doen en dat ons dit sal kan doen. Dat ons nie sal terugstaan nie, maar vorentoe sal beweeg, because we are in your plan. This is your year, Lord. We proclaim it. The year of relationship, the year of moving, the year of leaving the ideas that we have and following your ideas. We call it out in Jesus' name. En Here, soos wat ons staan, en die wat sit, praat tot ons gedagtes in ons hart, sodat ons aanhoudend deur sal onthou vir wie ons staan. Vir wie ons beweeg, wie ons krag is. En dankie Here vir die liefde. En almal sê, Amen.